'n sitplekkie gekry. Goeienaand. Ek gaan die vrymoedigheid neem om te sê wie ek is. Dis 'n groot deel, die grootste deel van wie vanaand hier is, weet ek is Charles Bredel. Ek het in Oktober 2023 afgetree na 12 jaar as predikant in Cullinan in Premier myn gemeente. Maar voor dit was ek 10 jaar hier in Waterberg en ek word eerskomende Sondag weer vir 'n 3 jaar tydperk bevestig as voltydse leraar. Ek het gedink ek gaan iets anders kom doen hier in Nylstroom as ek aftree, maar die Here het lyk my 'n ander plan gehad. Baie welkom aan elkeen van julle vanmiddag, vanaand. Ja, as mens weer vir die eerste keer terug is op 'n plek, dan bewe die broek en dan praat mense dalk nie heeltyd reg nie, maar gaan nou begin kalm raak. Baie welkom hier. Ons wil sommer van die begin af dankie sê vir die sopspan, wat vir daai lekker sop. Daai sop was lekker gisteraand en ons het weer die uitnodiging om na die tyd lekker daar in die saal te gaan sop drink. So baie dankie vir almal wat daarmee help. Dankie, ek het ook gereël vir voorsangers. Ewald het nou die geheim laat uitlek dat ek kan glad nie sing nie. So, weet julle wat gebeur? Destyds toe my kinders babetjies was en aan hulle in die moederskamer opgepas het. Dan die babas in die huil gegaan as ek oor die klankstelsel gesing het. En toe het ek besef, Charles, die klankman, Christo, kan julle my klank afsit tydens sang asseblief. Anders is hier niemand oor as ons klaar gesing het nie, hulle gaan loop. Kom ons sit net so, dan doen ek vir ons 'n gebed. Dankie Here dat U is die lewende God, Vader, Seun en Heilige Gees. Die enigste ware almagtige God. U het geen gelyke nie. U woon in die hoër hemel. Dit is 'n simbool om te sê U is baie groter en heerliker en heiliger as wat ons kan dink of van U kan praat. Maar tog het U ons so lief dat U deur die Jesus Gees in ons kom woon en in ons kom werk. Dat elkeen van ons wat kinders van die Here is, kan sê, God is in my. En dit is die grootste voorreg, die grootste geskenk, die grootste seën wat enige van ons kan van getuig. En ons eer U daarvoor. Dankie dat ons bidend, afhanklik vanaand ook na U woord sal luister. Ons staan hierdie week of hierdie tyd in Pinksterstil by die geloofsbelijdenis van Nisea, wat vir ons so duidelik verwoord wie U is in elkeen van ons se lewe. En wanneer elkeen van ons soekend onsself oopstel vir U Gees, dan sal ons nuwe ervarings hê van wat dit beteken dat God in ons is. Baie dankie daarvoor. Amen. Ons gaan 2 bekende lofliedere sing, Helder skyn die lig vir die nasies, en direk daarna alle volke klap julle hande. Kom ons staan en dan sing ons heerlik hierdie 2 liedere. Helder skyn die lig vir die nasies, 'n vreugdeglans om die mense te verlig. Mag U lig hier
almal saam. Hoe skare juig en horings blaas en almal roem sy naam. Sing en sing dan saam, loof en prys sy grote naam. Want hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Sing en sing dan saam, loof en prys sy grote naam. In die hemel koning skenk ons sy genade. Ek wil vir jou vanaand 'n rede gee hoekom die geloofsbelijdenis van Nicea vir jou belangrik is, vir jou persoonlik belangrik is. Ons sal nou praat oor vir die breër kerk. Ek wil weet ons net elkeen eers op die individu fokus vanaand. En as ek so kyk na die meerderheid wat vanaand hier is, dan dink ek kan ek myself saam met julle insluit in 'n groep mense wat klaar gekies het om die laaste seisoen van ons lewe hier in Nylstroom te wees. En as die Here wil, glo ek, sal ek graag my laaste asem eendag hier in Nylstroom wil uitblaas. Maar dan moet elkeen van ons weet wat glo ons, sodat wanneer ek my laaste asem eendag dalk hier in Nylstroom uitblaas, ek weet ek die ewige heerlikheid ingaan. En die geloofsbelijdenis van Nicea verwoord vir ons baie akkuraat wat glo ons ten opsigte van die drie-enige God wat ons enigste God is. En dit is waaroor hierdie geloofsbelijdenis gaan. Wanneer die enigste God werklik deel van jou intieme persoonlike verhouding met die Here is, kan jy as 'n individu weet en daaraan vashou en met jou hele wese glo, jy sal die dag as jy jou laaste asem uitblaas, God in sy volmaaktheid ontmoet in die lewe hierna. Maar dan moet ek en jy seker maak, wat glo ons presies. En as ons nou by 'n geloofsbelijdenis stil staan, soos die van Nicea, 'n stukkie agtergrond, dalk het julle dit al iewers in die reeks gehoor, ek wil dit net weer lees, dat ons baie mooi agterkom, hoe kosbaar hierdie geloofsbelijdenis is. Hoewel hierdie geloofsbelijdenis die naam dra van die plek Nicea in Klein-Asië, waar in die jaar 325 die eerste ekumeniese konsilie gehou is. Nou, 'n konsilie is maar soos 'n synodesitting wat kerke bymekaar kom. So ons aanvaar hierdie eerste ekumeniese synode was die bymekaar kom van al die Christelike kerke van daardie jaar 325. Maar dit beteken nie dat dit letterlik die belydenis is wat op hierdie konsilie opgestel is nie. Dit het na die jaar 362 ontstaan en is uitgebrei op die tweede ekumeniese konsilie te Konstantinopel in die jaar 381. Terwyl nog later die woorde en die seun by die uitgaan van die Heilige Gees daaraan bygevoeg is. En dan is daar ook 'n baie ingewikkelde Latynse naam wat aan hierdie geloofsbelijdenis gegee word, wat ek nie eers gaan probeer uitspreek nie. Ek wil graag die geloofsbelijdenis of die belijdenis van Nicea in sy volheid weer aan ons voorlees. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Heer Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God,
verwek, nie gemaak nie. Een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat ter wille van ons, die mens, en ter wille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die 3de dag opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid, om te oordeel die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo aan een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Vanaand fokus ons net op hierdie enkele belydenis wat gaan oor die kerk, wat as volg vir ons verwoord word. En dis belangrik, hierdie belydenis gebruik die meervoud eerste persoon, wat baie kosbaar is. So dit wil dadelik ons saamvat in hierdie belydenis. So ons glo aan een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ek gaan nie hierdie frase in die belydenis ontleed soos in 'n katekisasieklas nie. Ek gaan eerder 'n skrifgedeelte gebruik en 'n boodskap hier uithaal wat vir elkeen van ons vandag betekenis kan hê in ons elkeen se persoonlike verhouding met die Here. En daarvoor het ek gekies Efesiërs 4 uit die 2020 vertaling, die eerste 6 verse. Luister aandagtig hoe mooi Paulus hier oor die eenheid van die kerk vir ons dit verwoord. Daarom spoor ek julle aan, ek wat ter wille van die Here 'n gevangene is, om so te leef dat julle die roeping waarmee julle geroep is, waardig is, deur mekaar met volkome nederigheid en saggeaardheid en met geduld in liefde te verdra, en julle daarop toe te lê om die eenheid wat die Gees bewerk, te bewaar deur die band van vrede. Een liggaam en een Gees, soos julle ook deur julle roeping tot een hoop geroep is. Een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in almal is. My fokuswoorde, hierdie laaste woorde wat ek sopas gelees het in Efesiërs 4 vers 6. Een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in almal is. En ons tema vir die boodskap is een kerk wêreldwyd. Nou ek wil julle nie verveel met syfers nie, ek kon dit op die bord ook gewys het, maar dan lyk dit vir my so te veel na 'n lesing. Ek wil net hê jy moet iets van die groot prentjie van ons Christendom vandag in die wêreld verstaan. Hoe verteenwoordigend is ons as Christen in terme van die hele wêreldbevolking van 8 biljoen mense, sê hulle is dan min of meer huidiglik in hierdie wêreld. 8 biljoen, dit is 8 met 9 nulle as ek korrek is. En van hierdie 8 biljoen mense is daar 2,6 biljoen Christene.
dit is so rolweg benader 32% van die wêreldbevolking is Christene. Gaan nou terugkom daarna. Die moslems is so 23%, die hindoes wat hoofsaaklik in Indië is 15%, die boeddhiste wat hoofsaaklik in China is 7%, en interessant, die jode is 0,2, en dan is daar nog ander kleiner groepe. So die belangrike syfer vir ons is om te kan sê, dis maklik iets om te onthou, ons is min of meer 1/3 van die wêreldbevolking is Christene. Nou wie is die Christene? In die Christendom vandag is daar 3 hoofgroepe, en dit was tot onlangs toe vir my ook 'n openbaring gewees. Ek het nog altyd getwyfel, die Rooms-Katolieke, waar pas hulle nou? En is hulle gered? Gaan ek hulle in die hemel raakloop? Maar ek gaan nou terugkom na daai een ook. So is die waar pas die Rooms-Katolieke kerk in? Ja, omdat hulle Jesus Christus bely. Die Christene se kortste definisie is om te sê, dit is almal wat Jesus Christus bely as verlosser. Dis wyd. En binne daardie definisie is daar baie verskille. Hartseer verskille. Vernietigende verskille. Maar daarby wil ons nie stil staan nie. Ons wil by die eenheid van die kerk kom. So van die 2,6 biljoen Christene is die Rooms-Katolieke kerk die helfte. Dit is baie. In 'n syfer is dit dan benader 1,3 biljoen mense van die 8 biljoen op aarde is Rooms-Katoliek. En dan is daar 'n ander kleiner groep wat ek self nie baie goed ken nie. Ek moes nou weer 'n bietjie gaan huiswerk doen, die sogenaamde ortodokse kerk. Nou moet my nie aanhaal op hierdie een nie, want ek mag dalk nou so klein bietjie verkeerd wees, maar my eenvoudige verstaan hiervan is, dit is die deel van die Christendom wat baie tradisioneel is. Baie vashou in vaste rites en rituele en wat geslag na geslag dit oordra, en hulle is die krimpende verteenwoordigers van die Christendom. Hulle word al minder, omdat die moderne mens wil nie in die ou goed vashak nie, want verkeerde manier dalk om die ortodokse kerk te beskryf as, hulle het iewers vasgehaak, maar hulle bly Christen. Hulle het 7 sakramente soos die Rooms-Katolieke, hulle bely die drie enige God soos ons, so hulle is Christene. En dan is ons, as gereformeerdes, 'n deeltjie van die protestantse geloofstroom in die totale Christendom. Ons is 833 miljoen. Nou kan julle self die persentasie gaan probeer uitwerk van 8 biljoen mense in die wêreld, is ons as protestante net 833 miljoen. Dit is so 37% van die Christene is ons as protestante. En as dit mens as persentasie gaan bereken, is ons eintlik klein. Maar die belangrike wat ons vir mekaar vanaand sê, as ons tema is een kerk wêreldwyd, dan praat ons van ons as Christene. Die 3 hoofstrome, Rooms-Katoliek, Ortodoks en Protestants. Ons 3 grootstrome vorm die kerk. Kom ons sê dit vir mekaar met gesag, met oortuiging. Ons vorm deel van die kerk van Jesus Christus op hierdie aarde. Nou moet ek so versigtig sê, maar hoekom kan ons nie meer saam staan nie? Wat kan ons vir mekaar sê dat ons meer 'n eenheid vorm? Dis presies waarmee Paulus ons help. Dis hoekom ons God se woord ernstig moet opneem. Dit is hoekom ons moet gaan vir mekaar sê, hoe kan ek nou rustigheid in my eie gemoed kry, dat ek is deel van hierdie een kerk wêreldwyd? Wat kan ek met oortuiging getuig? Bereik die geloofsbelijdenis van Nicea. Wat doen die geloofsbelijdenis? Hierdie geloofsbelijdenis help ons om in fynere detail. Ek voel
Ek voel eintlik al skuldig dat my gewone bediening wat verby is voor ek afgetree het ek nooit aan hierdie belydenis aandag gegee nie. Ek is soms so nou en dan vir afwisseling iewers in die kerk gelees het, tot ons nou begin gefokus op in hierdie jaar wat hierdie belydenis 1700 jaar oud is, na hom kyk en ek moeite doen om te sien wat hier staan en ek sê, wow, hierdie belydenis wil vir ons help, dat ons die drie eenheid vir wie God is, in ons eie intieme, persoonlike verhouding met die Here beter verstaan. Maar nou as ons na ons ander Christengroepe kyk, dan sê ons verskil dan van hulle. Hoe werk dit dan nou? Ek is nie soos die Rooms-Katolieke Kerk, waar die paus as hulle hoof, as hulle gesagsfiguur sien nie. Ons is nie daar nie. Waar pas ons dan nou in? Nee, ons hoef nie in daai redenasies verward te raak, of die mekaar te raak, of in twyfel te verval nie. Ons moet liewer kom op die punt, wat ons mekaar sê, hieroor stem ons saam. En Paulus som dit vir ons kragtig op, in die woorde van Efesiërs 4 vers 6. Een God en Vader van almal, wat oor almal, deur almal en in almal is. En dit is definitief die drie-enige God. Jammer, almal het nou nie my hemelvaart boodskap gehoor nie, maar ek gaan iets daarvan herhaal vir die wat dit nie gehoor het nie, die wat dit klaar gehoor het, kan dit maar dalk weer 'n keer hoor. Maar dit is belangrik dat ons vir mekaar sê, hoe pas die drie-eenheid in mekaar? Wat kan ons met sekerheid vir mekaar sê oor die drie-eenheid, wat eintlik 'n stukkie misterie is? Ons kan dit nie 100% vir mekaar so verduidelik en sê, dis hoe die drie-eenheid is nie. Want met hemelvaart het ons dit herdenk hoe Jesus na die opstanding van Jesus 40 dae later het Jesus opgevaar hemel toe, en die Hebreërskrywer maak baie daarvan dat hy aan die regterhand van die Vader gaan sit om van daar af te regeer. En hoor hoe kom Nesia met dit, en hy sê wat opgevaar het na die hemel en wat sit aan die regterhand van die Vader. En dit was hemelvaart gewees. En nou maak ons die denkfout. En ek dink is oor die jare in die kerk so vir ons gesê, so ek gaan nou op 'n verskoning vra, wie dit klaar gehoor. Ons het hierdie prentjie van Jesus sit aan die regterhand van die Vader, en hier kom my groot, wat sal ek dit noem? Openbaring, bekendmaking, dalk 'n skok in wat jy verstaan. Dis nie dat God daar ver is, en ekskuus, ek gaan dit nou maar weer doen wat ek op hemelvaart gedoen het, maar dit is so kosbaar om te sê, ons hoef nie te doen, Vader, waar is U? Is U daar ver in die hemel? Nee, hy is nie daar nie. Hy is deur sy Gees, deur die Jesus Gees, God as 'n eenheid woon in ons. Natuurlik kan ons die werking van die drie persone onderskei, maar ons kan hulle nie uit mekaar uithaal nie, met respek gesê. Vader, Seun en Heilige Gees is een, en dit is God in ons. Daar's nog tekste in die Nuwe Testament wat vir ons bevestig dat God in ons, die volheid van God in ons, soos Paulus dit in een van sy ander briewe sê, dat die volheid van God wat in ons is, sal in die hemel, in die lewe hierna, sal dit die volle heerlikheid van God wees, wat ons daar ervaar. Maar ons hoef nie tot dan te wag nie. Nou reeds, as kinders van die Here, kan ons na mekaar kyk, maar ons moet eers by onsself begin. Elkeen moet by onsself begin, dan moet ek vir myself kan sê, ek bely dat God
is in my. En as ek praat van God wat in my is, dan is dit God in sy volheid wat in my is. Natuurlik is dit die Heilige Gees wat my transformeer, wat my vernuwe, wat my laat groei in my verhouding met die Here. Natuurlik, dit kan ons toeken as die spesialiswerk van die Heilige Gees. Maar wat doen hy? Hy laat ons meer soos Jesus wees. En hy leer ons wat dit is dat God liefde is. Ons kan nie lief hê sonder goddelike liefde in ons nie. As Johannes in 1 Johannes 4 vir ons sê, God is liefde, dan is dit die Heilige Gees se spesialiswerk om vir ons te laat lief hê. Dat ek met God se liefde kan lief hê in hierdie wêreld. Ons moet meer met mekaar praat oor waarheen ons op pad is. Ons is op pad, en ekskuus, ek is nie sinies daaroor nie, ek is nie onverskillig daaroor nie. Ek het net 'n fase in my prediking bereik, dat ek nie meer wil doekies omdraai nie. Dat ek sê, ek het nog 'n kans om seker te maak mense hoor reg, glo reg. Kan ek vanaand vir jou vra? Waarna sien jy uit in die hemel? Wat wil jy die graagste in die hemel hê? Wat is jou verwagting vir die lewe na die dood? Kom ek lees dit vir julle. 1 Korintiërs 15 skryf Paulus oor die opstanding van die dooies. En dan hier op vers 28. Wanneer God alles aan Jesus onderwerp het, aan die een aan wie hy alles onderwerp het, wat gaan dan gebeur as die finale einde plaasgevind het van alles? As die wederkoms plaasgevind het, as die finale oordeel plaasgevind het, wat gaan oorbly? Vir die ewigheid, wat geen einde gaan hê nie. In 'n kort sinnetjie sê Paulus dit. 1 Korintiërs 15 vers 28 se einde. Sodat God alles in almal sal wees. Hoor wat sê ons teks? As dit oor die eenheid van die kerk gaan. Een God en Vader van almal. Wat oor almal, deur almal en in almal is. So wat moet met my en jou gebeur? Ek en jy moet die punt bereik dat ek sê, joh, maar ek is bevoorreg. God is in my. En die enigste manier hoe ek kan getuig en kan glo dat God in my is ek moet myself stroop van alle verdienste, van alle goeie pogings, van alles waarop ek roem om te sê, hierdie goed in my lewe maak dit vir God die moeite werd om in my te wees. Groot asseblief, kom vry daarvan. Jy moet van jouself gestroop word, van al jou goeie werke, jou goeie pogings, jou voorbeeldige lewe wat jy terugkyk om sê, ek het niks groot verkeerd gedoen in my lewe nie, ek dink God kan in my wees, ek is okay iemand vir hom om in te wees. Nee, nie een van ons is okay nie, nie een van ons is sonder foute of sonde nie. Maar dit is juis hoekom hy in ons wil wees, want hy is die spesialis om daai goed in ons lewe te kom uitsorteer. Hy wil hê ons moenie op ons eie roemryke dade en goeie goeders roem nie. Hy wil nie ons moet daar, ons moet op hom roem. Hy wil alles van homself in ons wees. Maar dis waaroor die hemel gaan.
Ek gaan uit van die standpunt, en mense raak verskriklik ontsteld as hulle hoor ek sê dit. Ek gaan uit van die standpunt, ek dink nie, dit gaan so belangrik wees dat ons mekaar herken daar in die hemel nie. Eina. Charlotte, jy slegte familieverhoudinge, dat jy nie jou familie daar wil sien of iets nie. Nee, dis nie wat ek bedoel nie. Ek bedoel, dit moet vir ons oor God gaan, en dit moet nou al begin. Dis wat die geloofsbelijdenis van Nicea ons wil help. Hierdie belijdenis wil ons help, dat ons dat God ons lewe is, dat God ons alles is, dat hy die alles oorheersende een in ons is. En dat ons hele lewe en bestaan hier op aarde om hom sal draai. En hy doen dit so graag. Hy doen dit onvoorwaardelik. Hy sê nie vir ons, jy moet eers rein genoeg word. Jy moet min genoeg sonde eers hê. Jy moet eers genoeg goeie dade agter jou naam hê nie. Nooit sê hy dit nie. Wys dit vir my in jou Bybel. Bewys my verkeerd, my Bybel leer my anders. God se gees in my leer my anders. God se gees in my leer my, ons het hierdie liefdevolle God, wat in sy liefde alles oorheersend, volledig in elkeen van ons sal wees. In so mate wil hy alles wees, dat ons na mekaar kan kyk, en sê, ek sien God in jou. Ja, ek sien nog nie die volmaakte God in jou nie. Niemand sal ook die volmaakte God in my sien nie. Ons is op pad dat dit eers voltooi sal word tot volmaaktheid in die lewe hierna. Maar nou is dit ten dele. Dus ek is eintlik 'n Johannes-volgeling. Dit is die teologie wat Johannes in sy evangelie en Openbaring gebruik. En dit is daai groot woord wat ons op universiteit geleer het, wat ek aan hom vashou. Moenie skrik vir die groot woord nie, ek gaan hom nou verduidelik. Ek ken nie baie groot woorde uit my universiteitsjare nie, maar hierdie een onthou ek. Dis eintlik 'n term wat sê gerealiseerde eskatologie. Dis waaraan ek glo. Dis wat Johannes verkondig. Die gerealiseerde dui op dit het klaar begin gebeur. Gerealiseer is iets wat klaar begin gebeur het. Eskatologie is die leer van die laaste dinge, dit wat aan die einde sal gebeur. Ons leef klaar in die eindtyd. Die tekens van die tye is daar. Dominee Ewald het dit gisterand ook gesê. Die wederkoms kan enige dag plaasvind, want die tekens van die tye is in plek. So ons leef in die eindtyd is tussen Jesus se eerste koms en sy wederkoms. So in hierdie tyd tussen Jesus se eerste kom en sy wederkoms is hierdie waarhede van wie God in elkeen van ons is, klaar besig om te gebeur. Ja, nog net ten dele, omdat daar nog tekortkominge in ons elkeen se persoonlike lewe is, omdat daar nog boosheid in hierdie wêreld is, in die lewe van ander wat goddeloos is, en dan is die Satan ook soos 'n leeu wat brullend hier rondloop en kyk wie hy kan verskeer, sê Petrus. Maar hy sal nie ons as gelowiges wil verskeer nie, hy sal die sagte teikens vat. Hy sal die goddeloses vat en hulle verskeer. Want volgens Johannes gaan hulle in die vuurpoel land in die ewige verdoemenis. Ons kan uitsien na die heerlikheid wat vir ons wag, maar op pad soontoe het ons hierdie ongelooflike voorreg met God in elkeen van ons om sy lig te laat skyn. Soos die Dominee Ewald gesê het, ons moet die sout van die aarde wees, maar dit is omdat God in ons is. Dis sy werking, dit is tot sy krediet. Ons moet aan hom die eer gee vir elke goeie daad en elke goeie ding wat wel uit ons lewe kan kom. Dis sy werking. Hy kry 100% die krediet vir alles wat goed uit ons lewe uitkom. Hou op om dit vir jouself te vat. Gee dit vir die Here wat alles in jou lewe is. Die eenheid van die kerk wêreldwyd het direk te doen daarmee dat God, soos Paulus hier sê, oor almal, deur almal en in almal is, want ons het een God en Vader van almal. Amen. Ja, Here, U is die lewende God. U het geen gelyke nie.
En ons wil in hierdie aand, as kinders van die Here, wat kon gehoor het dat U is in elkeen van ons kan net vir U dankie sê. Nie een van ons verdien dit nie. Ons almal ervaar dit nie ewe sterk of met ewe veel oortuiging nie. Maar U weet dit. En U sal dit hanteer. Want dit is wie U is. Vol liefde en genade, sonder enige gelyke. Ons wil vanaand in hierdie klein groepie van wie ons vanaand hier in Pinkstertyd bymekaar is, bid vir die kerk van Jesus Christus, wêreldwyd oor alle grense heen. Net U weet wat is nodig in hierdie de mekaar tyd wat ons leef. Maar soos ons belydenis vir ons sê, en soos U woord vir ons dit oor en oor herhaal, U is in beheer. U is die een aan wie die ewige koningsheerskappy behoort. En daai heerskappy sal geen einde hê nie. En dit is reeds besig om 'n werklikheid te word, op pad na die finale einde. Ons wil bid vir God wat in elkeen van ons is. U wat in elkeen van ons is. Dit sal mos nou 'n lekker gebed wees wat ons getrou vir mekaar binne die kerk, binne die omgeegroepe, binne die verskillende gemeentes, binne die verskillende denominasies, kan ons mos nou maar net eenvoudig bid, dat God sigbaar, aktief werksaam in elke kind van hom sal wees, sodat U verheerlik word. Ons het U so nodig daarvoor. In hierdie Pinkstertyd kan ons onsself opnuut aan U verbind, 'n nuwe verbintenis maak, en sê in Pinkster 2025, het ek eerste keer besef hoe bevoorreg ek is, om te kan glo, God is in my. En dit sal voltooi word tot volmaaktheid in die lewe hierna. En ons mag daarna uitsien. Ons mag mekaar opgewonde maak daaroor. Want intussen is daar baie dienswerk wat U deur ons wil verrig. En ons is U hande en voete in hierdie wêreld. En daarvoor gee U vir ons al die toerusting en die middele en die kennis en die vaardighede en wat ook al nodig is, sodat U werk van krag tot krag deur elkeen van U kinders in hierdie wêreld gedoen sal word. Ons bid vir ons verskillende gemeentes ook hier in ons pragtige dorp Nylstroom. Dankie dat ons kan hande vat vir mekaar. Gee dat ons getrou vir mekaar sal bid asseblief. Dankie Here vir wie U in elkeen van ons is. Amen. Dankie Deidre, julle kan na vore kom. Ek het gekies om nou nie streng die voorskrif van die CLF-reeks te volg nie, so dit is maar, ek het maar my eie styl, hoe ek oor die jare dit gedoen het, so verskoon maar as jy ander verwagtings gehad het. Kom ons gaan staande afsluit met hierdie pragtige loflied, liedboek 458, aan U ons lof, o God. Kom ons staan en sing dit heerlik saam. Die
nou die genade van die Here Jesus Christus en hy onvoorwaardelike liefde van God ons Vader. En dan die kragtige werk van die Heilige Gees, ons elkeen hierdie belydenis sal gee, dat God is in my. Amen. Lekker aand met die sop wat ons gaan